Die vors is die antichrist of die vredemaker wat die antichrist sal word, en die prins verwys na die volk van Israel, want Jahshua is die koning van alle konings. Nou verduidelik president Trump van dis Amerika, sy vredesverbondplan met Israel en die Midde-Ooste, naamlik die Islamstate. Hierdie vredesplan is ten doel om 'n internasionale komitee te gebruik om te verseker dat daar blywende vrede in die Midde-Ooste sal wees. President Trump verwys na hierdie internasionale komitee as the Board of Peace. En ek wil net iets sê, dit kom by my op. Die laaste 40 jaar, want ek kom 58 jaar met navorsing in die eskatologie, boek Openbaring, Antichrist Systeem, Nuwe Wêreldorde, een geldstelsel, mikkieskyfie implanting en. En in my leeftyd, hoeveel keer, en ek praat in my leeftyd as 'n jong pastoor, hoeveel keer het mense toe oupa Bush, wat die president was van Amerika, 'n vredesverbond met Israel gesluit het, toe sê almal, dis die finale verbond van Daniël 9:27, so sê, het kan nie wees nie. Toe seun Bush die president word en hy 'n vredesverbond met Israel sluit, toe sê ek, het kan nie wees nie. Toe Clinton 'n verbond sluit, toe sê ek, dit kan nie wees nie. Obama, toe hy 'n verbond sluit, toe Yasser Arafat nog voor hulle almal die verbond gesluit het. Elke keer te gesê, dit is onmoontlik. Dit kan nie wees nie. En elke keer was ek reg, spot on, op die punt af reg. En nou weer met Dani Botha se wegraping 23-24 September 2025. Weer was ek spot on reg. Hoekom? Want daar is 'n tydlyn in die Bybel wat gegee is, wat Jahwe, dis Vader, self verseël het. In Daniël 12 vers 6, 5 en 7 sê Vader Jahwe vir die engel Michael, verseël dit, baie sal dit soek, hulle sal nie tot die kennis kom nie, want hy openbaar hom aan wie hy wil. En die tydlyn is Daniël 9:27, Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12. Ek gaan met die kortliks die tydlyn later net so aanraak, terwille van die mense wat nog nie by Dani Botha se wegraping leers uitgekom het nie. So wat doen Donald Trump? Hy verwys na 'n internasionale komitee. Die Bybel praat nie van 'n internasionale komitee nie. Hy praat van die vors, van 'n vors. In Openbaring 17 vers Openbaring 19 Openbaring 17 verwys hy, Openbaring 17 vers 1 tot en met vers 6 verwys hy na die Babyloniese hoermoeder wat op die water sit. Die Babyloniese hoermoeder. Hy sê nie verskillende hoermoederkindertjies nie. Hy praat van die Babyloniese hoermoeder. Dis beeldspraak van die Rooms-Katolieke kerk, want hy sê sy is geklee in purper, in skarlaken, sy is versier met goud en edelgesteentes, en aan regterhand hou sy 'n beker vol van die diensknegte en die kinders van Jahwe wat sy doodgemaak het. Die profete en as ook die apostels en die volgelinge van Jahshua. Wie het 150 miljoen Jahwiste en Jode doodgemaak, Israeliete? Die Rooms-Katolieke kerk, het was vernoem die donker eeue. Dis word uit die geskiedenisboeke uitvertaal vandag. Maar dit sal nooit verdwyn nie. Hoekom? Want dit is met mense bloed geskryf. Dan sê Openbaring 19 vers 15, die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit, is mense, volkere, nasies en tale. So wanneer ek in Openbaring in die boek van Daniël van waters lees, dis nie water in 'n glas of 'n rivier of 'n see nie. Mense, volkere, nasies en tale. Jy sien, die kerk het vir ons nooit die beeldspraak geleer nie. Nou noem Donald Trump hierdie internasionale komitee the Board of Peace. Daar staan nie so iets in die Bybel nie. Hierdie hele vredesverdrag is geheel en al onbybels en strook definitief nie met die Bybelse vredesverdrag volgens Daniël 7 vers 27 nie. Kom dan lees ons net gou Daniël 9 vers 27 eers. Het is belangrik terwille van selfs u wat dit al gekyk het op Dani Botha se wegraping lees, om nou maar net weer dit te ervaar en te verstaan
hoe maklik was u ook verlei gewees, want u dit ook nie geweet nie. Ons moet nou mooi na die beeldspraak oplet. Ek gaan nou eers dieselfde grafiek gebruik, wat ek reeds met Dani Botha se 2024 wegrapings gebruik het. Die finale, ek wil sê Dani was 2024, nee, is 23/24, wegraping Leens, die soveel goed wat vinnig deur my kop hardloop. Die finale Vredesverbond. Nou terwyl ek met u dit bespreek, gaan broer David my klein maak hierso en die grafieke gaan groot wees. Terwyl van almal, naamlik vir die mense wat vir die eerste keer na hierdie inligting kyk en luister. Daniël 9:27, nou daar is die grafiek en hy die vors, die Rooms-Katolieke paus sal 1 week lank met die volk van Daniël, naamlik die Israeliete, 'n sterk verbond sluit. Daar's grafiek 1. Hy sê die finale vredesverbond van Daniël bo, die vredesverbond vir 7 jaar gesluit tussen die Rooms-Katolieke paus en die volk Israel, Daniël 9:27. Nou sê hy daar's 'n A, dis rooi, en 'n B in blou, en onder dit, hierdie 1 week is die finale week van Daniël se 70 7-talle. Nou ek hanteer dit nie hierson nie, u moet dit by Dani Botha se eindtyd leers gaan kyk. Dit is natuurlik preek 6 en daar hanteer ek die 70 7-talle, die 490 jaar. Hier hanteer ek net die finale week van Daniël 9:27. 1 week, ons gebruik net die Hebreëse kalender, 30 dae 'n maand, 12 maande per jaar, 360 dae per jaar. 1 week, 2520 dae, dis 7 jaar of 84 maande. So tussen punt A en punt B, 1 week, 2520 dae, 7 jaar of 84 maande. Kom maar lees ons Daniël 9 vers 27 verder. Hy sê, en gedurende die helfte van die week, sal hy, dis die vors, die Rooms-Katolieke paus, kyk nou mooi, slagoffers en spysoffers laat ophou.